bietjie genade, en kyk nigter daarna. So hier is dit nou, Deuteronomium 28 vers 12. Die Here sal vir jou sy goeie skatkamer, die hemel, oopmaak en die reën van jou land op tyd vir jou te gee en al jou ander werk te seën. Hier is nou Deuteronomium 28, hy begin die eerste gedeelte. As jy doen wat die Here sê, dan is al die seëninge op jou kom. En dan die tweede gedeelte is, as jy nie jou kan bring nie, dan is al die vloeke. Hierdie is deel van die seën. Dan sê hy, jy sal aan baie nasies uitleen, maar jy sal self nie hoef te leen nie. Die Here sal jou die kop maak, nie die ster nie. Jy sal bo wees, nie onder nie. Dis 'n geseënde van die Here. As jy nie kan bring nie, sê dit in 28 vers 43. Die vreemdelinge sal bo wees en jy sal onder wees. Hulle sal vir jou geld en goed kan leen, maar jy sal vir hulle niks kan leen nie. Hulle sal die kop wees en jy sal die ster wees. So baie duidelik is hierdie twee kontras. Om in 'n posisie te wees, om te kan leen, beteken jy is geseën. In 'n posisie te wees waar jy moet leen, beteken jy is onder die vloek. Dis nie wat die Here wil hê nie. What can be added to the happiness of a man who is in health dead, and has a clear conscience? Wat wie meer is dit? Want toch as ek in vanoggend met sê ons moet begin hand opsteek, weet ek nie hoe vers ons kom nie. Romeine 13 vers 8. Julle moet uit skuld uitbly en niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hê. Kan jy sien, wie van julle het skuld? Okay. Min of meer, almal. Wat het hy geskryf? Julle moet uit skuld uitbly en niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hê. Moenie skuld maak nie. Moenie skuld maak nie. Hier staan dit. Spreuke 22 vers 7. Die ryke heers oor die armes. Hy wat leen is slaaf van die man wat hy leen. Jy word 'n gevangene as jy leen. Jy word 'n slaaf as jy leen. En tog, dis die wêreld se manier van doen. Dis die wêreld se struktuur. Dis die resep van die wêreld se stelsel. En ons het daarmee groot geword. Ek het daarmee groot geword. So ek is geleer, wel nie geleer nie, dis net outomaties. As jy ietsie wil hê, dan leen jy om dit te kan koop en jy betaal dit nou so geleidelik terug. Dis net hoe dit werk. En as sekere items soos 'n kar, hoe kan jy 'n kar koop sonder om skuld te maak? Wel, jy kan. Hoe kan jy 'n huis koop sonder om skuld te maak? Wel, as 'n man verlief is of skuld het iemand anders die beheer. Weet dit. Dis nie die Here se plan. So kom ons kyk net bietjie hierna, Genesis 3 vers 13. Die Here God vra toe vir die vrou, wat het jy gedoen? Die vrou sê, die slang het my bedrieg en ek het geëet. Hierdie bedrieg, mislei en ek het geëet. Hierdie woordjie bedrieg is die woordjie nasha in Hebreëus. En dit beteken letterlik om te mislei of te bedwelm. Nou hierdie selfde wortelwoordjie word nou 'n paar plekke gebruik en hier is een wat hierby aansluit, hoewel dit nou fonetiek, wel hier is een wat hierby aansluit. Onthou julle, die klomp Israeliete het aangejaag en toe stuur die Here 'n klomp slange en die slange pik hulle en hulle gaan op strepe dood. En toe sê hy vir Moses, maak 'n paal, maak 'n koperslang en sit dit op 'n paal en dan die wat daarna kyk gaan gered word. Numeri 21 vers 9 sê, toe Moses 'n koperslang gemaak het, op 'n paal gesit, as 'n slang iemand gebyt het en hy kyk na die koperslang, het hy bly lewe. Nou, hierdie woordjie byt is die woordjie nashak in Hebreëus. Slang byt. Nashak. Okay, dit raak nou 'n bietjie erger. Kyk hierna. Habakuk 2 vers 6. Ellende wag vir hom wat hom verryk met goed wat nie syne is nie, wat homself met lenings belas. Ellende
wag vir hom. Sal die wat van jou rente gaan eis, nie skielik opstaan en jou byt nie. Ja, jou skuldeisers vir wie jy bang is, skielik voor jou staan en jou kaal stroop. Nou, daai woordjie is nashak. Rente. Nashak. Rente is soos 'n slang wat byt. Rente is giftig. Rente maak dood. En die Here waarsku ons daarteen. Wat tog is dit wat ons doen? To strike with a sting as a serpent to bite. Figuratively, to oppress with interest on a loan. Selfe woord. Nashak, rente is soos 'n slang wat byt. Maak jy dood, maak jou gevangene. Dit het jou. Die oomblik wat jy leen, word jy 'n gevangene. Jy word 'n slaaf. Dis nie die Here se plan nie. So kom ek gee vir julle 'n voorbeeld wat ek gedoen het. Hierdie het ek nou uit my bankstate gaan uithaal, wyle terug. Ek het 'n verband, ek het huis gekoop, of woonstelletjie, R559.474. In November 2007 het ek nog gekoop. Toe betaal ek R214.349 af in die volgende 3 jaar. So, November 2010, dis wat ek betaal het op daai stadium. Toe is my verband op daai stadium R529.363. So ek het R214.000 betaal, maar net R30.111 op my verband geweldig. Is dit? Dis nie nosel nie. Dis onnosel. Maar, ek het dit gedoen. Statistiek op daai stadium sê, as jy 'n huis het met 'n verband, jy het 'n kredietkaart waarop jy koop, jy het 2 motors wat jy afbetaal en 'n oortrokke rekening, dan betaal jy 59% van jou nabelaste geld aan rente af. Meer as helfte van jou geld betaal jy net aan rente. Dit is net nie sinvol nie. Toch tenminste, ons ja gaan. Want dis hoe ons maar groot geword het. Dis die tendens. As jy lekker kar wil hê, dan gaan jy en jy, kyk, het mag meer as 1/3 van jou salaris die paaiement wees nie, en ja, ek weet nie hoe werk dit deesdae nie, want dis hoe dit was. En dan kan jy vir jou 'n kar gaan koop. Jy kon hom koop op 12 maande of 24 of 48, jy kon hom op 'n stadium koop op 60 maande. Ek weet jy kan hom koop op 72 maande, is dit? Met ander woorde, jy betaal daai kar 2 keer. Dit maak nie die sin nie. Hoe het ons in hierdie gat geval? Hoe het ons in die struik getrap? Dat ons so maklik geld leen. Want dit is nie reg nie. Dit is dom. Dis nie sonde nie. Ek sê nie dis sonde as jy skuld het nie. Ek sê nie dis nie slim nie. Dit maak nie sin nie. Dis nie die Here se plan nie. Jy word 'n gevangene. Jy kan nie doen wat jy wil nie. Want jy is 'n slaaf. Jy is 'n slaaf. Goed, so ek gee vir julle 'n voorbeeld uit my lewe. Ek het in 7 jaar gaan swat en toe word ek in Marchant aangestel of bevestig as die dominee. Pragtige girl. Adrie is 42. Kijk, so ek kan natuurlijk al lyk nie helemaal dieselfde, amper, maar ons lyk nie helemaal dieselfde. Dus ek in hierdie NG Kerk en op 'n stadium dink ek lyk en ek moet my laat doop. Soos 'n belydenis doop. Hier is die implikasies. Ek het nou 7 jaar geswat, ek was 2 jaar in die weermag. Eerste keer in ons lewe het ons 'n vaste inkomste. Nou, ek bly in 'n fantastiese groot pastorie. Ek het my eie vinger, dis daar in die
Noord-Kaap langs die Oranje rivier. Ek het 'n baie lekker gemeente. As ek my laat doop, dan is dit weg. Dan is dit weg. Ek het 7 jaar so swak dat ek niks meer kan doen, behalwe en gedoen nie wees. As ek my laat doop, beteken dit, ek verloor my inkomste, ek verloor my blyplek. Meer as dit. Ek het op daai stadium, deur die tyd dat ek geswat het, het ek by die NG Kerk 'n beurs gekry. So ek skuld, of die beurs is op daai stadium het nou net so onder die R12.000 wat het beloon. Dis 'n beurs. Maar as ek bedank, word dit 'n lening wat onmiddellik terugbetaalbaar is. En nou moet jy onthou, dis 19 voedsel. Die hoeveelheid geld wat ek elke maand verdien, is nie naaste by. Dit kan nie. En as ek nou bedank, beteken dat ek het ook nie inkomste nie. So ek luister na mense wat sê, ja, die Here praat met my laat doop, maar ja, wat gaan die mense sê? Wat gaan my familie sê? Wat gaan dit, wat gaan dat? Hey man, ek voel vir jou niks. Dit het my baie geld gekos om my te laat doop. En ek het dit gedoen, omdat ek oortuig was, dis die regte ding. Dis vir die Here wil hê. En ek het dit gedoen. Ek het bedank vir die NG Kerk het, en ek het my laat doop. En die Here het 'n plan gemaak. En ek het daai skuld kon betaal. En ons het bly lewe. Ons al 3 is nou ongeluk. En daar's nog ander by. Ons het dit gemaak. Maar wat ek vir jou wil sê is, die feit dat al hierdie finansies betrokke was, kon keer dat my lewe 'n nuwe rigting inslaan. Ek sê nou vir julle, as ek my nie laat doop het nie, en ek het in NG Kerk gebly, dan was ek waarskynlik nou nog daar by die Oranje rivier, dan het ek waarskynlik nou my eie druiweplaasie gehad daar. Maar my lewe het heeltemal 'n ander rigting ingegaan, omdat ek nie toegelaat het dat geld dit bepaal nie. Dis wat die vyand doen, dis wat die wêreld doen, dat hulle beheer ons met geld. En die maklikste manier wat hulle dit doen is, leen geld. Leen. En die oomblik wat jy leen, is jy uitgeleer. Jy word 'n slaaf. Dis nie reg nie. As jy nie geld het om iets te koop nie, bly sommer net. As jy nie geld het nie, beteken dit, hier is nou baie diep ding wat ek gaan sê, as jy nie geld het nie, het jy nie geld nie. Dan mooi dan. As jy nie geld het om iets te koop nie, beteken dit, jy het nie die geld om dit te koop nie. Jy moet dit nie koop nie. Men laat die wêreld jou vang met hulle sisteem nie. Maar dit nie. Vra die Here om 'n plan te maak. Hy is dieselfde een wat in Deuteronomium 28 die eerste gedeelte sê, my plan vir jou is om by die posisie te kom waar jy kan uitleen, nie hoef te leen. Maar dan moet jy sy riglyne volg. Dan moet jy begin kyk na die koninkryk se manier van finansies hanteer. En die enigste 3 goed wat genoem word, daar is die skrif rondom dit is tiendes, offers en armes. As jy dit doen, dan gaan daar iewers iets begin gebeur met jou finansies. Tiendes, offers en armes. En dit is nie 'n wet nie, is nie 'n reël nie, maar dis 'n riglyn. Dis die koninkryk riglyn. En as jy finansiëel wil sterk word en oorleef en genoeg wil hê, dan moet jy die Here se riglyne volg. Wat help dit? Jy bly in 'n groot huis, jy ry met 'n baie smart kar en dit alles behoort aan die bank. Dit maak nie sin nie. Want al wat gebeur het, is jy is gevang. Jy is deel van die statistiek. Maar dit nie nie. En nou weet ek, ons leef in moeilike tye en ons leef waar ons in ons gedagtes dink, maar as ek dit nie doen nie, hoe gaan ek maak?
As ek nie geld het om mekaar te koop nie, hoe gaan ek maak? Wel, dan moet 'n plan wees. Dan moet 'n plan wees. En ek wil vir julle uitnooi, julle jong mense wat nou in die mark ingaan en jy kom by 'n punt waar jy nou 'n voertuig nodig het en jy het nie ene nie. Kom praat met my. Ek sal jou wys hoe om 'n plan te maak. Want daar is altyd 'n plan om te maak. Sonder om skuld te maak. Dit is altyd 'n plan. Op die oomblik gaan ons terug na die leefstyl wat die gemeente in Jerusalem gehad het. Waar ons mekaar help. Waar ons nie net kyk na ons eie goed nie, maar waar ons mekaar gaan begin help. Dis wat nodig is. Nie die wêreldse oë kyk nie. Kyk na mekaar. Leen is nie die Here se plan nie. So skuld maak jou 'n slaaf, weet dit. Rente is soos 'n slang wat jou pik. Jy verloor jou vryheid. Dit neem jou keuse weg. Dis nie nosel nie, dit is onnosel. Dis die wêreldse stelsel. Dis misleiding. Dit wat jy kry in ruil vir dit wat jy gee, is nie moeite werd nie. Is nie moeite werd nie. Dis neem in plaas van gee. Dis die teenoorgestelde van die koninkryk. Koninkryk is een van gee en ontvang. Dis vrek dier. Rente. Dis vrek dier. Ek kry elke nou en dan SMS of 'n e-mail of 'n ding wat die bank is, sê ek kan my droom bewaarheid as ek nou net by Sanlam R300,000 gaan leen. Hoekom doen hulle dit? Want hulle maak geld dit jou uit. Dis nie 'n ander rede nie. Dis hoe die banke funksioneer. Dis baie duur om geld te leen. Dis altyd die koninkryk. Dis nie die Here se plan nie. So iewers moet ons manier van doen, ons manier van leef, begin regkry. En ons ouer geslag, ons gaan die jonger geslag moet help. Ons gaan moet help om hierdie ding beter te verstaan, terug te gaan vorentoe. En ons gaan mekaar moet help om te oorleef. Dit gaan beteken dat ek dalk my bakkie moet verkoop en ons koop 2 Nissan 1400 want ons elkeen een. Maar as ons bereid om hierdie pad te loop, is ons reg om daarby te kom. Terwille van mekaar. Omdat ons familie is, omdat ons 'n gemeenskap is. Iewers gaan ons hierdie ding begin regdraai. Want dis die Here se plan. So Romeine 8:13 vers 8. Julle moet uit skuld uit bly en niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hê. En ek kan met soveel rasionalisasies kom om by hierdie skrif verby te kom. Wat is dit hier staan? Dink mooi voordat jy geld het. En as jy geld geleen het, kom daar uit so vinnig moontlik. As jy skuld het, kom daar uit so vinnig moontlik. Want dit maak jou 'n slaaf. Dit is nie die Here se plan. Dit is nie eerste prys. Kom ons bid. Here, ek weet nie hoe draai ons lewenstyl om nie. En daarom vra ek, Heilige Gees, U wat ons herder, ons leraar, ons trooster, ons leidsman, U wat in ons is. Ek vra Here dat U elkeen wat hier hoor en lees, sal help om by U te hoor. Nie by my nie, by U. En Here gee vir ons die nodige strategie, die plan, hoe om hierdie ding in ons lewens reg te dra. Om by 'n plek te kom waar ons niemand iets verskuldig is nie. Help ons. U plan is altyd die beste. Help ons by U te hoor. U is die Heilige. Ons aanbid U. En ons kyk in verwagting na U. Here, U plan vir ons is nie om te krepeer nie. U plan vir ons is nie om swaar te kry nie. U plan is oorwinning, is 'n lewe met oorvloed. Vrede, blydskap, geregtigheid,